That is who you are, Lord. You are holy, holy, sovereign, magnificent, omnipotent, wonderful, glorious, King of kings, and Lord of lords. And we worship you in your holiness. Let your name be glorified. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Prys die naam van die Here. Amen. 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 Soos ek sê, eintlik gaan die Colleen die preek nou vir die tweede keer hoor, want ek is al van gister af besig om die preek te preek vir haar. Vanoggend sê sy vir my asseblief stop dit nou, want ek gaan dit nou weer Sondag hoor. Nou ja. Is gemik op niemand? Eintlik is hierdie gemik op myself. Ek het hierdie geskryf en ek het hierdie skrifgedeelte gelees en ek het vir Here gesê, Here, maar ek gaan myself moet deursoek. Die opskrif van vandag se boodskap, as ek 'n titel kan gee vir vanoggend se boodskap, sal wees, is die Heilige Gees in jou? En as hy is, deursoek jouself. Deursoek jouself en sien of as ek in lyn is met die Here. Want die Bybel sê ons moet onsself deursoek. So blaai saam met my na 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs hoofstuk 13. Ek gaan net 3 verse lees, maar ek gaan op 1 vers gaan ek hamer. Maar ek gaan vir ons 3 versies lees, dat ons net die konteks van dit kan kry. 2 Korintiërs hoofstuk 13 van vers 5, 6 en 7. En hy sê die volgende: ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Of is julle nie seker van julle self dat Christus Jesus in julle is nie? As julle ten minste nie verwerklik is nie. Maar ek hoop dat julle sal insien dat ons is nie verwerklik nie. Verwerklik is nie. Ek bid God dat julle geen kwaad mag doen nie. Nie wil doen of kan doen nie, mag doen. Nie dat ons bedroef mag blyk nie, maar dat julle kan doen wat goed is. En ons as verwerklikes kan wees. Die onfeilbare woord van die Here. Soos Marius in die week gesê het toe ons in die kantoor was, en ons praat 'n stukkie oor die woord. En hy sê, jy sien hierdie stukkie op die tafel, wat 'n merk het, wat jy nie kan uitvee op die tafel nie. Niks kan van hierdie woord af uitgevee word nie. Hy staan bankvas. Dis die waarheid. En terwyl ek vanoggend praat, wil ek julle vra as 'n gemeente, deursoek jouself. Sê nie oordeel jouself. Sê deursoek jouself. Kyk na jou hart. Hoor wat ek sê. En ek kyk jy of as jy in lyn is. En as jy nie is nie, hier in jou binneste, praat met die Here, Here, ek moet in lyn kom. Hier moet ek in lyn kom, daar moet ek in lyn kom. Hier is ek, wil ek nog beter doen. En heel eerste ding wat ek wil sê is, nie almal wat sê Here, Here, word gered nie. Nie almal. En daarmee wil ek baie duidelik sê. Dis nie op die laaste, nee wag. Ek sal dit later sê. Die ewigheid is te lank om verkeerd te wees met jou redding. Ewigheid is te lank om verkeerd te wees. Redding is nie 'n gedragsverandering nie. Dit is 'n geestelike opstanding, verwekking, wat binne in jou plaasvind. Dit is nie my leefstyl wat ek lewe, vat ek Jesus en ek bring dit na my leefstyl toe nie. Nee. Dit is ek lewe nou my leefstyl net vir Christus. Niemand alleen, niks alleen. Die Bybel roep ons nie om emosioneel reaksies te toon nie. Die Bybel roep ons om heilig te lewe wat ons gesien het. Dat is nou hier gesin.
be holy. He is holy. So kerk, kom ons wees heilig. Hierdie is nie 'n toets om te sien hoeveel keer 'n kerk toe gaan nie. Hierdie is nie 'n toets wat ons nou gaan ons deursoek om te sien wat se tiendes ek gee, wat se bydraes ek gee, wat ek doen vir die koninkryk. Hierdie is nie 'n toets om te sien as ek deur die water nie of as ek nie deur die water nie. Wat se skrifversies kan ek memoriseer en wat se skrifversies ek nie memoriseer nie. Hierdie is 'n toets om te sien, is ek waarlik getransformeer van binne af uit. Dis wat ek wil ons moet doen volgende. Is ek waarlik? Weet ek dat ek weet dat ek weet? Ek sê nie jy gaan alles reg kry. So daar's 'n paar punte en ek gaan vlugtig deur hierdie punte hardloop. Die eerste punt wat ek wil noem wat ek hier uitkry is jy godsdienstig? Maar jy het geen verhouding nie. Is jy godsdienstig? Het jy geen verhouding nie. Dis die eerste punt. So moet nie verwar word tussen godsdienstige en 'n werklike verlossing. Moenie verwar raak nie. Dit beteken nie 'n persoon ken al die liedjies wat ons nou gesing het en hy ken 'n paar Bybelsversies en hy gee groot vir die koninkryk en hy doen goed vir almal dat jy's gered nie. Dit beteken nie jy praat hierdie geestelike taal, spraak, op die regte oomblik op die regte tyd. Jy's gered nie. Die Here word nie beïndruk deur lippetaal nie. Wat die Here doen is hy deursoek elke hart. Behoort jy aan hom? As jy uitverkoop vir die Here. Gees, siel en liggaam. Gaan vir my, iemand kan dit vir my lees, Matteus 7 vers 22 en 23. Matteus 7 vers 22 en 23. As iemand vir my kan lees, asseblief. Matteus 7 vers 22 en 23. Matteus 7 vers 22 en 23. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, U het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedryf en in die naam baie kragtig gedoen. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, van weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Want nou, hy praat nie hier van die wêreld nie. Hierdie is die Here homself wat hy praat, en hy waarsku nie die wêreld nie. Hy sê nie vir die wêreld, hoor sê dit is julle wat wonders gedoen het in my naam en duiwels uitgedryf het in my naam. Dis nie wat hy sê nie. Hy praat hier met die kerk. Hy praat met die kerk. Hy sê die kerk kom na Christus toe. En hy sê maar het ons nie al hierdie werke gedoen in U naam nie? Gaan weg van my af, ek ken jou nie, want ons het nie 'n intieme verhouding nie. God soek 'n intieme verhouding met jou. En in die intieme verhouding, uit dit kom goeie werke. Wat hy sê. Julle moet doen wat goed is. Ons doen nie goed om gered te word nie. Omdat ek gered is, wil ek goed doen. En dit gaan nie oor wat jy besit van buite af en al jou glamour nie. Dit gaan oor, behoort jou hart aan Christus. Dit gaan nie oor hoeveel skrifte ek ken nie. Dit gaan oor jou hele wese in Christus. Jy kan 'n kruis dra. En ek het gister in die mall toe ek loop, sê ek vir Nicoline, dis wat ek gaan sê. Want sy het my gewys van 'n hangertjie met 'n kruisie. Sê ek, jy kan 'n kruis dra om jou nek. Jy kan 'n kruis dra in jou oor. Party mense dra hierdie kruis oor hulle ou speeltjie, die ou kruisie, die speeltjie. Jy kan 'n kruis dra net waar jy wil, as jy nie besef wat die kruis van Jesus Christus gedoen het in jou lewe nie. En dit het nie jou lewe verander, dit beteken hy kruis wat jy dra om jou nek niks. Dis net 'n ornament.
Die Engels sê decoration. Kom ons vat 'n man wat getroud is. OK? Hierdie ring kan ek dra. Maar as ek geen woorde het met my vrou, geen gesprek het met my vrou, vir jare nie, vir maande nie, wat maak dit my? Maak dit my getroud? Dit maak my voor mense, ek is getroud, maar ek lewe in die geheim, soos 'n bachelor. Ou wat sien wil is. Want ek het nie 'n verhouding met my vrou nie. En dieselfde met Christus. Ons kan met ons lippetaal sê Jesus, Jesus, Jesus. Maar as daar nie 'n intieme verhouding is met Christus nie, bevraagteken ek die redding wat gedoen is in jou lewe. Was dit 'n kopbekering of 'n hartbekering? Die ring sonder verhouding is maar net 'n versiering aan die hand. Dieselfde soos godsdienstigheid sonder 'n verhouding is misleidend. Die vraag is nie weet jy God nie, weet jy van God nie. Die vraag is, ken God jou? Ken hy jou? Jy het 'n verhouding met die Here. 'n Verhouding met Jesus Christus is nie op, soos ek sê, is nie opsioneel nie. Dit is nie 'n Sondag ervaring nie. Ek het Sondag kerk toe gekom en ek het hoendervleis gekry en ek het 'n ervaring gekry. Dis nie 'n kind wees van God nie. Hierdie is 'n daaglikse wandel waar jy jou lewe neerlê, jou kruis optel en hom volg. Waar jy sê, ek het gesterf vir hierdie sonde. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Ek is nie meer wat ek was nie. God soek nie 'n besoeker nie. Wat net kerk toe, jy weet wat kerk toe kom besoek nie. God soek 'n toewyding. Punt nommer 2. Jy is gedoop. Nou, eerstens wil ek sê, die gemeente, julle weet, ek is uitverkoop vir gedoop. Ek is uitverkoop vir doop. Ek glo in die doop. Ek glo met my hele hart aan die doop. Ek preek die doop. Maar ek wil 'n ander kant gewys hier van die doop. Wat gebeur? OK? Is jy gedoop, maar nog nooit werklik bekeer nie? Want daar's 'n groot misleidende vandag wat gebeur in die kerk, wat gepraat word in die kerk, dat jou doop is dieselfde as redding. Nee. Jesus red, doop red nie. Luister na my. Doop is 'n teken, nie 'n plaasvervanging vir redding. Doop is 'n teken. Ek het my lewe neergelê en ek het gesterf vir sondes. Dis nie 'n plaasvervanging vir redding. Johannes 3 vers 3. Jy wil vir my lees, Johannes 3 vers 3. Ons het al 'n paar sonde wat ons teruggaan na Johannes 3 vers 3 toe. Waarvan Wynand ernstig besig is met die opsomming van ons Bybel selgroep, waarmee ons besig is met Johannes. En sodra hy klaar is, gaan ek vir julle gemeente vra, asseblief, kom ons kom by hierdie sel uit. Johannes 3 vers 3. Ek kan hom lees. Lees hom nog maar. Ja, Engels is fijn. Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nou, hierdie is nie 'n pastoor wat praat nie, hierdie is 'n profeet wat praat nie, hierdie is 'n mens wat praat nie, hierdie is 'n dominasie wat praat nie. Hierdie is Christus homself wat hy sê. Hy sê dit hom hier self. Hierdie is nie 'n argument wat 'n kerk maak nie. Hy sê jy moet wedergebore wees. Jy moet. Anders gaan jy die koninkryk van die Here nie sien nie. Hierdie is die Messias homself wat hier praat. Jy moet wedergebore wees in die Gees. Die Gees moet jou lewendig maak. Van ons is gedoop, maar ons het nooit verander nie.
Deursoek jouself vanoggend. As jy deur die doopwater gegaan het en jou lewe lyk nog presies dieselfde as wat dit was. Niks het verander nie. Niks. Inteendeel, jy is erger as wat jy was. Het ek 'n vraagteken oor die redding? Of het jy gedink, nadat 'n mens gedoop is, iewes skielik alles gaan mooi loop en goed wees en regloop en die water kom oor die liggaam, maar die gees kom nie in die mens. Ons het net 'n bad gehad, met ander woorde. Ons het kerk toe gekom om te kom bad. Ons het nie ons hart neergelê. Ons het nie begrafnis gehou nie. Want doop is eintlik 'n begrafnis. Julle weet dit. Ons kom om te kom sterf, dis kom op doopwater toe gaan. Ons hou begrafnis en almal wat saam die begrafnis teenwoordig is wat dit witness, sien dat jy's besig om jou lewe neer te lê, soos Christus sy lewe neergelê het. En soos wat hy opgestaan het, so staan jy op in 'n nuwe lewe. So as ons dan deur die doopwater gegaan het, en ek sê ek het opgestaan in 'n nuwe lewe, hoekom lewe ek nog soos wat ek water toe gegaan het? Kom ons deursoek ons eie hart. Hoekom praat ek nog steeds die taal wat ek gepraat het toe ek in die wêreld was? Hoekom het my spraak nie verander nie? Hoekom vloek jy nog soos 'n matroos? As jy dan sê jy dien die Here. Moenie verskonings uitdink nie. Kom op 'n plek waar jou hart deursoek en sê, Here, ek het geval hierso. Ek moet myself in lyn kry. Deursoek jou hart. Jy sê, maar doop is nie 'n prestasie nie. Ons hou ons van om, ek het dit self gedoen, ons doen dit baie. Ons maak ons 'n sertifikaat nie. Dit is die dag wat ek gedoop is en ons gee dit en ons celebrate dit. Dis nie prestasie nie. Doop is nie opsioneel nie. Doop is jy staan op. Jy sterf en jy staan op in 'n nuwe lewe. Jy het nie aangekom op 'n Sondag as 'n droë Christen en uit die kerk uit geloop as 'n nat Christen nie. Doop sonder geloof is om soos 'n vlieënier te wees, 'n vliegtuigpilot te wees, maar jy het nog nooit gevlieg in jou lewe nie. Ek kan vlieg, maar ek het nog nooit gevlieg nie, maar ek is 'n pilot. Jy het gesterf tot self. En jy het waarlik opgestaan in 'n nuwe lewe. Dis doop. Kom ons deursoek onsself. Gaan na Romeine hoofstuk 6 toe. Romeine hoofstuk 6 vers 4. Wie gaan dit vir my lees? Romeine hoofstuk 6 vers 4. Dis apostel Paulus aan die praat. En hy kom met baie sterk woorde. Apostel Paulus. Want eintlik wat die versie sê is jy moet 'n nuwe lewe lewe. Jy moet. As jy wedergebore is, moet jy 'n nuwe lewe lewe. Vers 4. Ja, Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Okay, as ons dan so in 'n nuwe lewe moet wandel, ons het saam met Jesus gesterf en ons het saam met hom opgestaan, hoekom wandel ons nie aan 'n nuwe lewe nie? Hoekom vloek ek my vrou nog steeds soos wat ek doen? Hoekom haat ek my broer wat nog in die pad loop? Hoekom hou ek nie van my vriendin en skinder agter haar rug? Maar ek dog ons het dan opgestaan. Ek dog ons het gesterf. Hoekom irriteer my broer my as ek hom sien by die kerk? Ek dink die probleem lê by jou, nie by jou broer by die kerk nie. Want jy irriteer hom, hy irriteer jou. Deursoek jou hart. Deursoek jou hart en lê jou lewe neer. Staan op in 'n nuwe lewe. As jy nie 'n nuwe lewe lewe nie, was daar nooit 'n werklike bekering. Dan was dit 'n kopbekering.
Die doop is nie 'n uiterlike uitdrukking nie. Die doop is 'n innerlike transformasie wat innerlik plaasvind. En dis die krag van die Heilige Gees wat in ons is. En as ons sê ons is wedergebore en die Gees van God is in ons, moet jy daai krag loof. Want dit is die Gees wat my die vermoë gee. Ons is afhanklik van die Gees wat ons lei. As jy doop net 'n seremonie was, sonder 'n verandering, wil ek vir jou vra, dink jy is dan wedergebore? Derde punt. Wat die Gees van die Here doen as ons wedergebore is, wat die Gees van die Here in ons doen, is hy gee jou 'n honger vir God. Hy gee jou 'n honger en 'n dors vir hom. 'n Verlang aan hom. Jy soek nog. Ek wil nog meer weet, ek wil nog meer leer. Dan weet jy die Gees van die Here is binne besig met jou. Ek sê nie, jy moet elke dag so honger hê, jy moet net in jou werk doen. Nee. Ons het nog steeds 'n lewe waar ons mee besig is, maar daar's altyd 'n yearning. Waar jy nou byvoorbeeld vir 2 of 3 dae nie gelees het nie, want jy was so besig in vergaderings en goed en dit was nie moontlik geweest nie, maar dan kom die Gees en dan praat hy jou aan. Dan sê hy, moenie vergeet nie. Vergeet van my. Ja, maar wil jy net klaarmaak, want jy wil nou in die studeerkamer kom, of by jou kamer, by jou huis kom, jy wil net alleen wees, jy wil net gaan lees. Dis die Gees van die Here wat in jou werk. So 'n lewendige siel is altyd 'n hongersiel. Jy gaan nou sien hoekom ek dit sê. As jy sê jy's gered en jy het nie 'n honger vir die Here nie, jy soek jouself vanoggend. Gaan vir my na 1 Petrus 2 vers 2. 1 Petrus 2 vers 2. Wie gaan dit lees vir my? 1 Peter 2 vers 2. Lees. Like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. Lees of my in Afrikaans, het iemand om in Afrikaans? En het verlang so sterk soos pasgebloeide kindjie na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Hoor wat sê hy byna? Onvervalste. So jy het so 'n honger, jy het so 'n dors vir onvervalste woord. So dit beteken as 'n onvervals is, moet daar 'n vervalste wees, reg? Hoekom moet ons jy weet 'n lange jaar daarvoor, sodat ons kan opgroei, sodat ons volwasse kan groei, reg? Kyk, nou gaan dit interessant raak. Ons leer nie 'n babietjie, Kiara, ons leer nie Kiara wanneer hy dors is of wanneer sy honger is. En ons sê nou vir haar, kyk, nou gaan jy moet begin huil, want jy moet nou weet wanneer jy weet sy nou dors. Nee. 'n Babietjie huil van natuurlik self. Hoekom? Want 'n babietjie is honger. 'n wedergebore kind van die Here, as altyd 'n honger in hom. Hoekom? Sodat ons kan groei. Geestelik. Have you arrived when you're born again? No. Ons val, ons doen sonde, ons bely, ons draai terug en ons groei, en ons groei, en ons groei, en ons groei. En hier is die ding. 'n Kind is van natuurlik af, reg? Honger. So 'n wedergebore kind moet van natuurlik af 'n honger wees in hom, wat die Gees doen vir die woord van die Here. En dit is 'n teken jy's lewendig. Jy het opgestaan. Hoor julle dit? Dis die bewys dat ek is lewendig in Christus. Enige ou kan gibberish praat voor in 'n kerk en 'n klank maak. Enige ou kan dit doen. Met alle respek, as ek 'n gorilla vat, kan ek 'n gorilla ook leer om dieselfde klank te maak. Dit maak jou nie gered nie.
'n wedergebore kind van die Here is wanneer die Gees in jou inkom en hy gee vir jou so honger en jy so dors na God en jy al wat jy wil doen is jy wil net uitroep. En dit maak jou lewendig. Jy is nie meer dieselfde nie. So wanneer jy wedergebore is daar 'n honger vir God se woord. Daar is 'n dors vir sy waarheid. 'n verlange na sy heerlikheid. 'n verlange na geregtigheid. 'n opregtheid na God. En 'n absolute begeerte om te kan verstaan wat die woord beteken. Wat die woord vir jou sê. Jy wil weet wat dit beteken. Want jy wil verander volgens dit. Maar as daar maande verbygaan, weke verbygaan, jare verbygaan, sonder vir jou om in die woord te wees. Wat sê dit? Kyk, kom ek vra jou 'n vraag. Kiara. As ons Kiara weerhou van die woord, vir 8 maande, van nou af, vir 8 maande, wat gaan met haar gebeur? As ons al weerhou van die melk, sorry, nie van die woord nie, van die melk, van kos. Wat gaan met haar gebeur? Common sense sê, sy gaan doodgaan. Ok. Nou wat maak jou geestelike geboorte anders nie? Bly jy vir 8 maande sonder die woord van die Here? Of kom net nou en dan wanneer ek so vol na 'n kerk toe? Ons het mos Sondag Christene. Ons kom net op 'n Sondag, maar deur die week lees ek die Bybel nie. Deur die week bid ek nie. Deur die week soek ek God nie. Net op 'n Sondag wil ek net gou ek wil net alright voel. En dan wil ek weer uitloop. Ons moet hierdie community, hierdie teenoor moet ons verander. En die mense moet by Christus uitkom. En dit gaan gebeur by my en jou wat 'n lewe wat werklik waar op bekering gekom het en die lig uitstraal om vir die mense te wys maar dit is Christus. Hierdie is nie alleen lippetaal nie, hierdie is 'n leefstyl wat ons het. Ek sê vir Nicoline gister, ek sê vir haar, ons gebruik, eintlik vanoggend in die shower, sê vir ons gebruik die woord van die Here in gebed, gebruik ons soos 'n brandblusser. Only when I'm in trouble, I want to use it. Sodra daar vuur brand, dan moet ek hom blus. Of, ons gebruik die woord van die Here soos 'n museumstuk. Hy's baie mooi en hy stof mooi gaar op vir my huis. Maar hy is nie van toepassing vir my vir vandag. Die Bybels wat geskenk was vir ons hier, wat ons uitgedeel het. Die punt van die Bybels was, gebruik dit. Dit verander jou lewe. En die Here het op 'n persoon se hart gelê om dit te gee. Hoekom? Dat jy moet verander. Dat jy by die waarheid moet uitkom. Die woord is ons suurstof. Dis ons brood. Moenie daai suurstoflyn afknip nie. Weet jy hoeveel duik het jy al gehad in die see? Meer as 2. OK. Wat sal gebeur as ek jou suurstoflyn knip? En jy's daaronder. You're not going to make it. Nou hoekom wil ons onsself afknip van die woord van die Here wat ons suurstof is? Kom aan kerk. Dan wil ons weet hoekom gaan dit so? Jy lees nie. Die brood eet jy nie, die brood van lewe. Annemarie, lees vir my Matteus 4 vers 4. Matteus 4 vers 4. Matteus 4 vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mense sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Dis wat God sê. Jy gaan nie net van kos alleen kan lewe nie, jy het die woord van die Here nodig om te kan lewe. En as God dit sê, hoekom glo ons dit nie?
Want jy kan sê, hoekom loop mense nog steeds en sukkel in hulle sondes? Want hulle het nie die brood van die lewe wat hulle die krag gee om nee te sê vir daai sonde. Dis hoekom soveel mans sukkel met masturbasie. Kom aan, kerk. Getroude mans wat al 40, 50 jaar getroud is, sukkel nog steeds met masturbasie. Hy sukkel met dit. Hoekom? Hy kom nie oor dit nie, want hy sien nie woord om my krag te gee om oor dit te kom nie. Seker die Here se skuld, want ek verander nie. Nee. Het sy woord gegee vir jou. Verander! Ek lê gisteraand langs die bed, ek sit my hande so op my vrou, ek sê, verander net! Dis is persoonlike inside jokes. Sien, ons voed ons liggaam 3 keer, 4 keer 'n dag. Maar ons voed ons siel once a month when I come to church. Niks deur die week nie. Niks deur die week nie. Dis hoekom self so belangrik is in die aande. Selfgroep is belangrik. Hy's besig met daai wat saam dit verkoop hom meer as enigiets anders. Almal ons weet hoekom ons geestelik in 'n retsjie. My vrou sê ek mag dit nie sê nie, en ek gaan dit sê. Dis hoekom ons wil weet, dis hoekom ons geestelik in 'n retsjie. Want ons is nie in die woord nie, ons eet nie, ons vul nie onsself nie. Ek sê nie loop met die Bybel onder jou arm en lees 10 hoofstukke 'n dag nie. Vra nie, het jy 'n Bybel nie? Het die woord jou hele lewe getransformeer? Is dit besig met dit? As jy die woord nie eet nie, gaan jy die wêreld eet. En dit wat jy eet, dis in wat jy gaan verander. You become what you eat. Punt nommer 4. Is jy onveranderd en jou sonde pla jou nie? So raak om my sonde te lewe is fyn. Dis okay. Pla my. Nie nodig om te verander. As daar nou een leuen is wat vandag vertel word in die kerk, is hierdie leuen. Moenie hoor nie, jy is gered, lewe soos wat jy wil. Jy kom vorentoe, jy bid 'n bietjie, jy spring 'n bietjie, jy was jou gou deur die water 'n bietjie, en jy stap uit net soos wat jy was, toe jy aangekom. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 6. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 6. Luister wat sê hy. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie geken nie. Nou daarmee sê ek nie, jy moet nou mooi luister vir my, daarmee sê ek nie, jy het nou gearriveerd en jy gaan nooit meer in jou hele lewe sondig nie. Dis nie wat die Bybel hier sê. Jy moet hom in die konteks vat van wat hy hom sê. Wat hy hier sê is, jy gaan nie meer sonde elke liewe dag beoefen nie. Oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor doen ons dieselfde ding oor en oor. Maar my mond sê Jesus, Jesus, Jesus. Maar my vrug, my gedrag, ek spreek heeltemal die teenoorgestelde ding. Dan wil ek jy met jouself jou hart deursoek.
En jy moet jouself die vraag vra, is ek dan wedergebore? Of is dit net 'n tradisie om kerk toe te kom? Is it just a tradition? Is dit godsdiens? Soos ek gesê het, godsdiens sonder werke. Godsdiens sonder bekering, vernuwing. Sien, daar moet 'n oorlog wees in die binneste. Jy moet nie tevrede wees met sonde nie. There needs to be a war. The spirit against flesh. Jy moet veg daarteen. Ons veg daarteen. Elke liewe dag is dit 'n geveg. Van waar af ek kom in my lewe om alles te kon neerlê. Vandag is nou 16, 17 jaar later is nog steeds vir my 'n geveg wat ek elke dag moet waak. Want dit is so wat my voet kan gly. So. Dan kan ek weer val. En ek moet waak daarteen. Want as ek is besig met 'n oorlog. Jy sien, jy moet sonde haat. Jy moet nie tevrede wees met sonde nie. As jy kan lieg, as jy kan skinder, as jy kan agteraf wees, as jy kan rondslaan, as jy jouself dronk drink, as jy geen oortuiging het in jou hart dat al hierdie goed is sonde nie, as jy 'n dubbel lewe lei, het ek 'n vraagteken oor jou redding. Is jy nie plan nie? So 'n persoon is godsdienstig en daar geen opstanding plaasgevind nie. Ware redding maak jou nie 'n beter mens nie. Ware redding laat jou God vrees. En hy gaan sondaar. Die Heilige Gees verseker nie, die Heilige Gees die Heilige Gees versier nie jou lewe met allerlei blommetjies en tierlatuintjies en ek lyk so pragtig van buite af nie. Nee. Wat die Heilige Gees doen, hy bring heiligmaking. Jy gaan soos Jesus instap en jy gaan begin tafels omgooi. Jy onthou toe Jesus tafels omgegooi het? Ja, ons wat met geld gehandel het in die huis van die Here. Jy gaan begin tafels omgooi. Jy gaan nie tafels omgooi nie, jy gaan begin afgode afbreek in jou lewe, wat jy verafgod. Die Heilige Gees gaan laat jy welis konfronteer. 'n Hoogmoed, leuns, bedrog, dronkenskap, onbetroubaarheid, haat, woede, onvergifnis. Dis wat die Gees van God in jou hart gaan doen. En wanneer jy dan wedergebore is, kry jy 'n vrede. Jy weet jy's besig met 'n oorlog en jy wen. Dit maak jou nie perfek nie, maar dit maak jou groei in Christus soos hy geestelike melk. Niemand is perfek nie, sal jy nooit perfek wees nie. Dit maak jou nie foutloos nie, maar dit maak jou getrou aan Christus. So in ander woorde, ons is in 'n geestelike reë. Jou lewe verander. Stadig is jou lewe besig om te verander. En jy word beter. Jy word gesond. Ons is so gepla oor die uiterlike siek. En jy weet wanneer ons siek is met allerlei siektes, ons worry nie oor ons geestelike siektes nie. Die Here maak jou geestelik gesond. Is jy gebroken oor jou sonde? Deursoek jouself.
Of geniet jy dit? Steek jy jou sonde weg? Of bely jy dit? Het jy dit lief of haat jy dit? Bou jy 'n lewe sonder om oorlog te maak teen sonde? Of is ons gemaklik my lewe wat ek bou? Dis okay. Laaste punt, gaan ek afsluit. As die Heilige Gees in ons is, en ek het laasweek so liggies daaraan geraak, op 'n paar iets anders te goed sê, vanoggend. Sal jy 'n vrug van bekering wys? 'n Vrug gaan na vore kom. Matteus 7 vers 16. Sal iemand vir my lees? Matteus 7 vers 16. En hulle vrugte sal julle hulle ken. Die mens spyt tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Sien, hier is nie 'n voorstel of 'n opinie nie. Dit is Jesus wat nou 'n leer gee. En hy sê, weet jy om wat gaan ek jou ken? Nie my lippetaal nie. Nie hoe jy lyk en byt jy weet byt. Nee, ek gaan jou ken in jou vrug. En dan gebruik hy die voorbeeld. Jy pluk mos nie druiwe van doringse, van 'n doringtak af nie. Nee. Ek het my hoekom wil jy dan druiwe soek by 'n doringtak? Kom ons kyk na die vyeboom. Ek het 'n ding genoem vanoggend in die kamer, ek het nou vergeet. Sê vir my wat ek gesê. Die vyeboom, die vrug gedra nie. So die Here het vir die vyeboom gesê, jy gaan dood. Jy gaan verdor. Jy gaan nooit jou vrug dra nie. Jy verdor. So met ander woorde, dis nie ek kom, die Here het nou ons almal kom haal en dan staan ons hier in 'n rytjie voor die Here en dan gaan die Here vir my sê, kan jy God kans om my te kies? Nee, dis 'n leuen in die put van die hel. Nee. Dan gaan jy jou kop neergelê het en jou asem uitgeblaas het. Of jy woon in by Christus of jy woon nie in by Christus nie. Daar is nie nog 'n kans nie. Jou kans is nou hier. Dra jy vrug of gaan die Here vir jou sê, verdor sal jy wees. Nooit weer vrug sal jy dra nie. Op Judgment Dag. ‘n boom lieg nie. 'n boom kan nie lieg nie. Of hy dra vrug of hy dra nie vrug nie. Jy sny nie 'n boom af om te kyk wat binne in hierdie boom is, om te kyk wat sy tipe vrug is hy nie. Jy sien dit aan die buitekant. Wat sy tipe vrug is hy. So hierdie is nie 'n versiering om 'n boom mooi te maak nie. Hierdie is 'n vrug wat wys dat hierdie boom is lewendig. Hierdie boom is nie verdor nie, hy is nie droog nie. Hierdie boom lewe, hy dra vrug. Soos dit 'n babatjie lewendig is wanneer hy of sy dors is. Toe jy sê jy's gered en deursoek jouself, groei jy in jou vrug? Is daar meer vrede in jou huis? Ek het my vrou gevra vanoggend. Is daar meer vrede in ons huis? Is daar meer vrede? Is daar meer vriendelikheid wanneer jy met iemand anders te praat? Of kom my vloektaal, my maat is 'n matroos? Of moet ons die boom matroos noem? In plaas van vriendelikheid. Is daar meer geduld met ons medemens? Kom hy vrug na vore toe? Of is ons so ongeduldig? En weet jy met wie is ons die ongeduldigste? Met ons vrouens. O, mans, julle moet nie volgende Sondag mis nie.
Hou jy jou huwelik skoon en rein? Of moet ons snaakse films kyk om 'n bietjie op te kikker? So huwelik skoon. Deursoek jouself. Ons sê mos, ja, maar pastoor, jy verstaan nie. Jesus, ek is in 'n baie droë seisoen. Ek is in 'n ander seisoen. Hierdie boom van my dra nie so lekker vrug nie. Ek is in 'n winter. En jy weet, daar's nie regtig vrug in winter nie. Regtig. Weet jy wat gebeur met wortels? Hy gaan al hoe dieper en al hoe dieper en al hoe dieper en wat hy soek die water daaronder totdat hy water kry. Dis wat gebeur met 'n wortel. Jou wortel in jou droë seisoen, gaan hy dieper in Christus? Of kom hy meer uit die grond uit in en hy's 'n bietjie meer los as die wind waai? Moenie 'n seisoen as 'n verskoning gebruik nie. Jesus moet Jesus in jou karakter kan sien. Ja, maar vrug vat tyd. Dis waar. Maar bly nog steeds 'n vrug. Al is so klein. Kom aan, jy moet self by die Bybelskool. Hy gaan groei. Vat tyd. Stadig, maar hy gaan groei. En hoe gaan hy groei? Kom ons gaan terug na ons skrifgedeelte toe wat ons gelees het. Wat? En? Woord. Melk. Dis hoe hy gaan groei. Man, dit maak my opgewonde. Ek is nou basies klaar. Die vrug sal wys in droë seisoene. Selfs wanneer dit die moeilikste tyd in jou lewe is, sal vrug wys. Selfs wanneer niemand kyk nie. Iemand weet mos as ek in 'n ander dorp is of in 'n ander land is waar wat ek doen. Iemand kyk nie. Christus kyk. Jou vrug sal wys. Jy soek jou hart. God snoei altyd aan 'n boom. Hoekom? Om meer vrug te dra. God wil hê moet meer dra as wat jy nou het. En dit is waaroor hierdie opbouende boodskap gaan vandag. Want as opbouend, ons deursoek onsself. Here, snoei my dan, laat ek nog meer vrug na vore kom. Om nog meer aanneemlik te wees. Laat ek nog meer kan groei in U. 'n geredde lewe is 'n vrugbare lewe. Is Jesus jou redder? En is jy vanoggend terwyl jy hier sit? Is jy gered? Want net Jesus kan red. Geen tradisie nie. Geen Jesus plus godsdiens nie. Of Jesus plus goeie werke nie. Of Jesus plus nee. Alleen wie red is sola Christus. Christus alleen. Geloof in hom alleen is die fondasie van my en jou redding. Laaste skrifgedeelte, dan gaan ek afsluit, dan gaan ons bid. Efesiërs hoofstuk 2 vers 8. Wie wil dit vir my lees? Efesiërs hoofstuk 2 vers 8. As ook sommer lees. Efesiërs hoofstuk 2 vers 8. Hoor wat sê die woord. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Dis die gawe van God. Dis jou vertroue in hom en hom alleen. Sê Here, ek sukkel met dit in my lewe. Hier wys ek nie vrug nie. Maar my afhanklikheid is in U, Here, dat ek hierdie kan neerlê. Dat ek kan sterf, begrafnis hou tot hierdie sonde, sodat ek kan opstaan as 'n nuwe mens. Sodat ek 'n vrug na vore kom wat aanneemlik is.
En ek wil vra vanoggend dat ons onsself deursoek hierdie week. En net vandag nie. Kom ons deursoek onsself. Kom ons kyk. Is ek werklik in Christus? Is ek uitverkoop? Of is dit net 'n ritueel, 'n tradisie wat ek nou doen? I've started it, so I need to finish it. Nee. As jy nie brand vir die Here, jy dors en honger om te groei. As jy moeg om te lewe soos wat jy lewe, as jy moeg vir jou sondes, draai hom, gryp hom aan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, u woord is so duidelik in 2 Korintiërs hoofstuk 13, vanaf vers 5, 6 en 7. Ons moet onsself deursoek. En Here, help ons om onsself reg te deursoek. Heilige Gees, dat u ons attent sal maak vir wat in ons harte is, wat in ons gedagtes is. Here, u ken my hart. En ek het u gevra, Here, dat hier nie 'n boodskap sal oorkom dat mense condemn voel, maar dat hierdie 'n boodskap wees wat sal oorkom wat opbouend is, wat sal uitroep. Maar ja, ek sien dit en ek wil dit neerlê. Here, wil begin eers by my hiervoor. Deursoek my hart. As daar nog goed is, Here, wat daar is, help my dat ek dit sal neerlê. Dat ek het bely en bekeer daarvan af. Here, ons het u lief. En laat dit nooit net 'n lippetaal sal wees nie, laat dit ons dit sal uitleef. Dat die liefde uit ons uit sal straal weer. Dat mense die vrug van liefde kan eet. En word verheerlik alweer. Dat die gemeenskap sal kyk na hierdie gemeente. Dat hulle sal sê dat hierdie gemeente, yes, hulle dra vrug. En is aanneemlik, ons wil deel wees. Tot op verheerliking van die heilige naam. Want is alles u en u alleen. Here, ek seën elkeen wat hier in die banke sit in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Here, die met hulle sal wees. Die aangesig oor hulle sal skyn. Die goedheid en die guns hulle sal volg. En lente vandag. In Jesus naam. Amen. Mag die Here julle